Vir die wat dalk nie laasweek hier was nie, of die vorige 2-3 weke hier was nie, ons werk so 'n bietjie deur die boek van 1 Petrus, want 1 Petrus gee vir ons, as kinders van God, 'n paar riglyne, hoe ons moet lewe, wat ons kan verwag, hoe ons deur die stampe en die stote van die lewe gaan kom. Nou ek gaan nou vir julle sê, die een ding wat ek vandag vir julle kan bevestig, is dat ons God leef, en op 'n punt, Simon, hy sal getuig, sê ek vir, ek het 'n ander woord wat ek dalk tussenin wil druk, en ek bid verskriklik oor die ding, en gisteroggend sê sy vir my, het jy al besluit? En ek sê, nee, ek het eintlik nie, maar ek vertrou die Here, en die ironie van dit is, die volgende gedeelte in 2 Petrus, is toe nou eintlik heel gepas. Ons het laasweek bietjie gesien, waar Petrus vir ons geleer het, en vertel het hoe ons moet leef as kinders van God, ons moet leef soos Christus geleef het, ons moet doen soos wat hy gedoen het, al word ons onregverdig behandel. Ons is burgers van God se koninkryk, so dit beteken ons moet heilig lewe en ons moet strewe na heiligheid. Ons identiteit is in God se volk, dis nie meer in die wêreld nie, en ons soek nie meer die wêreld se goedkeuring nie. Ons soek net God se goedkeuring, en dit is al wat belangrik is, en dan het hy vir ons gesê, hoe gaan ons dit doen? Ons moet onthou wie ons is, ons moet veg teen die sonde, heilig lewe en God altyd verheerlik. Nou, dit was baie wat hy gemik het op as die staat teen jou is, en nou in vandag se gedeelte gaan ons bietjie kyk na 'n moeiliker onderwerp. Hoe moet 'n gelowige reageer wanneer hy of sy persoonlik onregverdig behandel word? As mense lelik is met jou, as jou werkgewer lelik is met jou, as jou familie lelik is met jou, veral as jy vals aangekla word van dinge wat jy vir 'n feit weet jy nie gedoen het nie, hoe moet ons reageer? Hoe moet ons onsself handhaaf as ons vals beskuldig word? Wat doen ons as die vyand ons aanval? En daar's min dinge wat so moeilik is vir enige mens, is as daar valse aantuigings teen jou gemaak word. Dit is baie moeilik om jouself ordentlik te handhaaf, as mense besig is om leuns oor jou te vertel. Nou, dan sit ons met 'n vraag vandag ook, en ons gaan 'n bietjie kyk na dit, kan lyding ooit deel wees van God se plan? Kan die moeilikhede van die lewe deel wees van God se plan? Kan God inteendeel lyding gebruik tot sy eer en verheerliking? Want ons sal baie keer op 'n punt kom, as ons stampe en stoot in die lewe begin kry, dan bevraagteken ons God heel eerste. Here, hoe laat U dit toe? Hoekom laat U dit gebeur? Nou, ons gaan vandag 'n bietjie kyk na Christus se eie lewe, en hoe hy getrou gebly het deur sy lyding, en wat dit vir ons beteken as kinders van God. Nou, die waarheid wat ons in hierdie volgende gedeelte bietjie gaan ontdek is, wat doen ons as die lewe begin druk? Hoe moet ons as kinders van God al buitekant in die wêreld staan, as dinge nie gaan volgens hoe ons wil hê dit moet gaan nie? So die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk is 1 Petrus 2 vers 18 tot 20. En dit sê vir ons, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Nou hierdie Here, klein h, dit beteken dies vir wie jy werk onder andere. Nie alleen aan die goed en vriendelik, aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. So in hierdie wêreld wat Petrus hierdie brief skryf, moet ons eers gou verstaan hoe die Grieks-Romeinse wêreld gewerk, want hierso sê hy eintlik vir die slawe, respekteer nog steeds die ou wat oor jou is, en nou moet julle weet, slawe was nie noodwendig altyd baie mooi hanteer gewees nie. Dit is presies die idee, wat is 'n slaaf? As jy vir daai slaaf sê, doen 'n ding, moet hy dit doen, hy mag jou nie bevraagteken nie. Nou, in hierdie moderne tyd verstaan ons dit nie altyd nie, want ons dit kan nie regtig te doen met slawerny nie, maar as jy gaan dink aan 'n diensknegt, as jy dink as jy by jou werksplek is, werk jy onder 'n baas, daar sekere reëls, daar sekere regulasies. Maar nou moet ons ook besef in die Romeinse stelsel was slawerny nie soos wat ons dit in die 19de eeu ken nie. Dit was nou nie 'n klomp ouens wat geboei was en op 'n skip gevat wat nie, want in die Romeinse wêreld kon slawe inteendeel onderwysers gewees het, hulle kon dokters gewees het, en dit het maar afgehang van wie die ou is wat oor jou is en hoe hy oor jou regeer. So in party opsigte kon slawe hulle vryheid gekoop het, in ander opsigte wou slawe dit nie gedoen het nie. Hulle het 'n bietjie sekuriteit gehad, maar hoe dit gewerk het is, as daai baas vir jou sê gaan links,
Al weet jy moet regs gaan, het jy links gegaan. Jy het hom nie bevraagteken nie, want as jy jou baas bevraagteken het jy deurgeloop. Dis nie soos in vandag se tyd wat jy na HR toe kan gaan en hulle sê nee, ons beskerm jou nie. As daai baas jou agter die kop geklap het niemand jou verdedig nie. Jy het geluister en gedoen wat hy gesê het. En nou sê Petrus vir hulle, maar julle weet al is daai ou so met jou. Al behandel hy jou so, moet jy nog steeds jou waardigheid hou en onderdanig wees aan hom. So dit is eintlik maar daai, ja baas, ek doen dit. As jy vir my sê ek moet 'n ding doen, gaan ek dit doen. Nou die idee wat Petrus hier gehad het is, hy wil juis nie 'n politieke revolusie begin het nie. Hy wou vir hulle gesê het, jy moet lewe soos iemand wat die Here dien, want jou hart moes verander het. Nou as ons kyk na, julle sal sien, hy verwys 2 plekke na genade. Nou hierdie genade, kon ook beteken het dat hulle 'n beloon sal ontvang. So as jy partymal deur hierdie lyding gaan, dan sal jy 'n beloon ontvang. Onregverdige lyding en geduld kan dalk eintlik vir jou 'n beloon eendag te meewerk. En ons gaan nou sien hoe is dit van toepassing op ons vandag, want ons sal sien, saam met God se genade, kan ons ook sy guns en sy seën kry. Al werk dinge nie altyd uit soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie. Nou hierso praat Petrus van dit wat verkeerd is, en dan praat hy nou van onbillike mense. Ons almal het so 'n baas, iewers in ons lewe al gehad. 'n gesinslid wat so was, 'n familielid wat so was, 'n ouer wat dalk hard was, onregverdig was, of verdraaid opgetree het. So Petrus sê, ek weet, dit gaan nie altyd vir jou maklik wees nie. Jou omstandighede in hierdie lewe gaan nie altyd vir jou maklik wees nie. En dan praat hy spesifiek van, as jy verkeerd behandel word, en jy weet, jy is eintlik besig om die regte ding te doen. Wat moet jy doen? Hoe moet jy optree? En hoekom is dit so belangrik? En ek het dit laasweek vir julle genoem, baie keer is jy die eerste Bybel wat iemand lees, want die mense gaan na jou kyk. En dan gaan hulle kyk, hoe is die evangelie sigbaar in jou lewe? Lewe jy wat jy sê jy lewe? Kan ek in jou lewe sien as dit moeilik gaan, dat jy nog steeds God verheerlik? Want dit is maklik om vriendelik te wees as die mense met jou vriendelik is. Dit is maklik om geduldig te wees as almal jou goed behandel. As almal vir jou sê hoe oulik jy is, dan kan jy geduldig wees, maar die karakter van Christus word geopenbaar wanneer ons reg optree, maar die mense ons verkeerd behandel. Wanneer ons ordentlik is en ons word uitgejou en goeders toegesnou. Wanneer ek die waarheid praat, maar ek word uitgemaak as 'n leienaar, en ek weet dit kan moeilik wees. Glo my vandag. Ek het redelik onlangs nogal so 'n paadjie gestap. Nou ons moet onsself al gereeld herinner, hoe moet 'n kind van God optree? Soek ons wraak, of berus ons met die wete dat God getrou is? Soek ons wraak, of sit ons dit oor in die Here se hande? As ek met modder gegooi word, wil ek teruggooi met modder. As ek geskel word, wil ek terugskel. Weereens weet ek, dit is taaf. Dis ongelooflik moeilik. As iemand jou sleg sê, jy wil so graag om spieelbeeld en terug sleg sê, en eintlik sê God vir jou, nee, moenie die vlees bevredig nie. Moenie mense terugseer maak nie, moenie hulle terug sleg sê nie. Al wat jy moet doen is jy moet dit oorgee aan die Here en nie oorgee aan die vlees nie. Nou ek weet nie, ek het hierdie voorbeeld al gebruik. As jy 'n lemoen druk, wat kom uit? Lemoensap. As jy suurlemoen druk, wat kom uit? Suurlemoensap. En as jy party Christene druk, wat kom uit? Die duiwel. Daar's soveel mense wat voorgee ek dien die Here, en as jy hom so bietjie druk, dan is dit wat uitkom alles behalwe die Here. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Die manier hoe ek reageer, is ek reageer met wat binne in my is. Baie mense sal vir jou sê, ek het die gees van God in my, en dan druk jy hom so bietjie, en dan daar uitkom is alles behalwe die gees van God. Laasweek het ek vir julle gesê, onthou hierdie woorde, be killing sin, or sin will be killing you. Moenie toelaat dat sonde hou vas in jou lewe kry nie. Julle, want daai is 'n slippery slope. Die dag wat ons begin oorgee aan die vlees, is die dag wat jy begin verder weg beweeg van die Here af. En daai vlees wil die heeltyd bevredig word. Hy is nooit vergenoeg nie. Sonde is nooit tevrede nie. Hy gaan die heeltyd vir jou sê, ek soek nog, ek soek nog, ek soek nog. En dan sê die woord van God vir ons, jy as Christen, gaan partymal ter wille van jou Christenskap hierdie goeders moet verdra. Jou mond moet hou, ander kant toe moet kyk. Maar weet julle wat vir my so kosbaar? Ons sien ook in hierdie stuk dat God sien alles. God slaap nie. Elke traan sien hy.
Elke daad waar jy getrou is, sien hy. Elke keer wat jy dalk die ander wang draai, sien hy. Nou ons moet nie vir een oomblik dink dat lyding is noodwendig altyd 'n goeie ding nie, maar ons moet een ding besef, dat God sal lyding gebruik om sy kinders meer soos Christus te vorm. As ons deur hierdie swaar tye gaan, weet julle, God sien dit. God is in beheer. God weet wat gebeur. Hy sien die aantuigings, hy hoor die aantuigings, hy sien wat mense met jou doen en hy sê vir jou, vat die aanslag, vat die aanvalle, want ek sien dit. Maar ons het twee verskillende soorte lydings. Die een lyding wat ons kry is omdat ons verkeerd gedoen het. As jy steel, as jy lieg, as jy bedrog pleeg, dan is daar geen eer as jy ly vir dit nie. As jy toegesluit word want jy het verkeerd gedoen, dan kan jy nie nou sê, o, maar dis nou tot eer van die Here nie. Nee, jy betaal die prys vir die sonde wat jy gedoen het. Maar 'n tweede soort lyding is omdat ons Christus gehoorsaam. Dis wanneer ek reg doen, dis wanneer ek eerlik lewe, dis wanneer ek die waarheid praat, dis wanneer ek liefde betoon, ek doen wat 'n kind van God moet doen en dan word ek nog steeds onregverdig behandel. Dan sê Petrus vir ons is genade by God. En waarom is dit genade by God? Want ons word vereenselwig met Christus Jesus en die lyding waardeur hy was. Hy het nie gesondig nie, maar hy het gelei. Nie ter wille van homself nie, ter wille van God die Vader. Nou ons gaan nou kyk hoe breek dit vir ons uit in 1 Petrus 2 vers 21 tot 23. Sê hy vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Christus se plaasvervangende offer waarin hy sy lewe vir sondaars gegee het, is absoluut uniek, want geen mens kon dit doen nie en geen mens sou dit doen nie. Geen mens kon die prys betaal het wat Jesus betaal het nie, maar deur hierdie lyding is hy vir ons as kinders van God die perfekte voorbeeld van wat ons moet doen, sou ons ooit bietjie deur 'n tawwe tyd gaan. Weet julle, as ek gaan kyk na Christus se voorbeeld, hy is onregverdig behandel. Hy is gestraf, hy is geslaan en weet julle, hy het dit eintlik vir ons gedoen, nie eers vir homself nie. Hy het nie gelei sodat hy verheerlik kan word nie. En dan beklemtoon hy hierso vir ons, julle besef dat Christus gaan deur hierdie lyding en hy is nog sondeloos ook. Geen fout nie, hy doen niks verkeerd nie. Hy het geen bedrog in sy lewe nie. En nog steeds sterf hy vir my en vir jou. Nog steeds gaan hy deur dit. Hulle sê inteendeel, daar's 'n legioen engele wat hy so kon gesê, kom, maak hierdie manne gelyk. Wil dit nie doen nie, en hy sê, ek gaan dit vir julle doen. Maar wat vir my so kosbaar is, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het nie homself probeer verdedig nie. Hy het nie vergelding gesoek terwyl hy daar was nie. Hy het nie mense geoordeel en veroordeel nie. Inteendeel, kan julle onthou wat bid hy tot God. Vergewe hierdie mense, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou vra ek julle so 'n bietjie, as ons deur van hierdie stampe en stote gaan, hoe hanteer ons onsself? As jy onregverdig behandel word, is jou gebed ook, Here, asseblief vergewe hierdie mense, hulle weet nie wat hulle doen nie, of is dit, Here, skeer die aarde oop en sluk hierdie mense in. Want hierdie vlees, ek wil baklei, ek wil hulle seer hê. En weet julle, hierso wys Petrus eintlik vir ons so mooi, die lyding van Christus is vir ons as kinders van God so kosbaar. Want ons sal nooit lyding reg kan verstaan voordat ons die Jesus se lyding kan begryp nie. As ons die Jesus se lyding kan verstaan nie, sal ons lyding nooit sin maak nie, want Christus het vir ons gelei. Hy het vir ons swaar gekry. Gaan lees mooi wat hy sê, vir julle. Vir julle. Vir ons het Christus gelei. Vir ons is Christus deur dit alles. Weet julle, wat vir my so mooi, hy het nie net saam met ons gelei nie, hy het in ons plek gelei. Hy het ons verdiende straf op hom gevat. Hy het gedoen wat geen mens ooit sou kon doen nie. Ek beloof julle nou, almal van ons sou met daai tweede hou van daai sambok op die rug gesê, nee dankie. This is not for me. Verdoem hierdie mense asseblief, Here. En Jesus Christus sê, ek doen dit vir julle. Maar ons moet een ding besef. Hy is eers ons verlosser,
En dan sal ons sy voorbeeld moet begin volg. As ons begryp, hy het ons verlos, dan gaan die lyding ook nie so erg wees dat ons in hierdie leeftyd, in hierdie korte leeftyd, in die ewigheid is niks, sal deurgaan nie. Hy sê vir ons, Petrus sê, en vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Wat vir ons sê, julle gaan partymal maar ook die paadjie moet stap wat Jesus gestap het. Ek kan julle beloof nie naaste by so erg soos hy nie, maar ons gaan ook partymal deur dit moet gaan, want Christus is ons patroon. Ons lewe moet sy lewe weerspieël. Nie net in sy liefde nie, nie net in sy nederigheid nie, maar so ook in sy lyding. Ek wil gou vir ons lees in Jesaja 53, net om vir julle so 'n begrip te gee. Waardeur is Jesus Christus vir ons? Hierdie is geprofeteer oor die Messias wat gaan kom. So Jesaja skryf in Jesaja 53 en hy verduidelik so 'n bietjie waardeur gaan hierdie man gaan. Vir my en vir jou. Jesaja 53 vers 3 tot 9. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurbrool. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgesig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortredinge van my volk, as die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. As hierdie nie jou hart roer nie, weet ek nie wat sal nie. As ons nie kan begryp waardeur die Here Jesus Christus is vir ons nie, het ons 'n groot probleem. Ons lees hierdie en dan verwag ons nog God, U moet net. Here, U moet net. Jesus Christus wat geen sonde gedoen het nie, vat ons lyding, ons sonde op hom. En hy sê, ek doen dit vir julle vandag. Julle wat dit definitief nie verdien het nie. Ek gaan nie deurgaan. Jesus was volkome sondeloos, julle. Nooit gelieg nie, nooit bedrieg nie, nooit selfsugtig opgetree nie, nooit eers 'n sondige gedagte gekoester nie. En tog het hy gelei. Ons kry een stamp in hierdie lewe, een stoot in die lewe, dan bevraagteken ons die almagtige God. Hoe durf U dit aan my doen? Hoe durf U nie vir my gee wat ek wil hê nie? Jesus Christus het niks gedoen nie, en hy vat daai straf op hom. En weet julle wat is die ironie van dit? Soms is die lyding juis omdat ek getrou is aan God. Soms gaan die mense my uitjou juis omdat ek getrou is aan God. Soms gaan ek onpopulêr wees juis omdat ek getrou is aan God. Weet julle wat is vir my so kosbaar? Jesus staan voor Pilatus. Hy lieg nie om homself te red nie. Hy maak nie 'n storie op nie. Hy sê dis reg. Valse getuies kom teen hom. Hy het nie teruggeskel nie. Toe die soldate hom bespot, het hy hulle nie gevloek nie. Hoe reageer ons in sulke situasies? Vra jouself vandag af, as ek uitgeskel word, as mense my kwaad maak, as mense my beledig, hoe reageer ek? Reageer ek soos die toonbeeld van Jesus Christus wat in my lewe? Of lyk ek soos die wêreld? Toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Dis 'n kontras met ons natuurlike reaksie.
Dis 'n kontras met hoe ons gewoonlik sal optree, want ons wil gewoonlik die laaste woord hê. Ons wil onsself verdedig. Ons wil vir die wêreld wys hoe reg is ek. En eintlik sê die Here nee. Want wat het Jesus gedoen? Hy het aan God die Vader toevertrou. Hy het gesê, Here, hy het hom oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Nou, dit is een van die mooiste sinne in hierdie hele teksvers. Hy gee dit oor aan God. Hy gee dit oor aan die groot regter. Hy gee dit oor aan die een wat nooit slaap nie, wat alles sien. Dan wonder ons, waarom het hy stil gebly? Waarom het Jesus vergewe? Waarom het hy sy vyande lief gehad en waarom het hy vir ons gesê, wees jou vyande lief? Dis omdat hy geweet het, dat God sal eendag regverdig oordeel. Ons kan met daai selfde wete vandag sit. Maak nie saak wat mense aan jou doen nie. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie. Maak nie saak die leuns wat mense oor jou vertel nie. Dis bekend by God. Ons kan dit vir hom gee, want hy gaan eendag regverdig oordeel. Ons hoef nie wraak te neem nie. Ons hoef nie kwaad te raak nie. Want weet julle, hierso het ek 'n ding soms so rooi geskryf. Wanneer ons onreg ervaar, hoef ons nie die regter te wees nie. Ons kan die saak by God oorlaat. Want hy is die groot regter. Weet julle, ons sal eendag sien hoe God hierdie mense sal vergeld vir die goed wat hulle aan jou gedoen het. En ek beloof julle, maak nie saak wat se aanval die duiwel teen jou loods of deur middel van wie hy dit doen nie. Die God wat ons dien is groter as daai probleem. Dis groter as daai aantuiging. Dis groter as die leuns. Ons lees in Romeine 12 vers 17, ons het so 'n paar weke terug na dit gekyk. Romeine 12 vers 17. As ek my eie plek kry. Sê vir ons hierso, en dit is hoe ons moet doen, julle. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is oor alle mense. As dit moontlik is, so ver as wat julle afhang, leef in vrede met alle mense. Luister hierso, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Ek sê dit so gereeld, ons dien nie 'n God wat lieg nie. God is nie 'n mens nie. As die Here vir jou sê, ek sal vergeld, sal hy dit vergeld. Hierso sê die Here vir ons, I've got your back. Ontspan. Hierdie goed is bekend by my, laat dit net oor aan my. Dit is nie 'n swakheid nie. Die wêreld leer ons soveel keer, as jy wegloop van 'n probleem af, is jy swak. As jy jou mond hou, is jy swak, jy het nie 'n ruggraat nie. Die Here sê vir jou, jy is nie swak nie. Die Here sê vir jou, jy het geloof, want jy vertrou op God, wat hierdie goed vir jou gaan vergeld. Dis al wat ons hoef te doen. Besef julle hoe eenvoudig maak die Here dit eintlik vir ons. Ons maak dit so moeilik vir onsself. Want ek wil daai laaste woord in kry. Ek wil jou seermaak. Ek wil vir jou sê hoe ek voel en die Here sê vir jou, vergeld hulle nie kwaad vir kwaad nie, vergewe hulle. Bid 'n seën vir hulle. Want ek sien dit. I've got your back. Die laaste stukkie van 1 Petrus 2 sluit dit eintlik vir ons so mooi af. Vers 24 en 25. Want selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Hierso verduidelik dit so mooi Jesus se unieke plaasvervangende straf wat hy op hom gevat het. Hy het vir ons ingetree en gesê, ek staan in jou plek vandag. Nou weet julle, was my so mooi, die eerste gedeelte hierso verwys eintlik na ons verhouding wat met God reggestel is. Ek weet nie of ons altyd besef dat daai genesing wat hy sê, ons verhouding met God is genees. Ons het toegang tot 'n lewende God. Nie deur gimmicks nie, nie deur rituele nie deur snaakse goed nie. Hy sê, hoor, jou verhouding met God is herstel. Jy kan met die skepper van hemel en aarde praat net wanneer jy wil. Ons verhouding met God is herstel. So Jesus se dood behoort 'n diepgaande verandering in die lewens van gelowiges te bewerk, sodat hulle vir die sonde sterf en aan 'n regverdige lewe begin toewy. Ons moet 'n hartsbegeerte hê om te sê, Here, ek wil nie meer so lewe nie.
Ek wil nie meer daai dinge doen wat ek gedoen het, wat ek weet nie behaag nie, want ek besef wat so groot prys het Jesus Christus betaal. Ek besef ons is versoen met God. Die lam van God dra ons sondes. Hy is ons plaasvervanger. Hy neem ons sondes op sy liggaam. Hy betaal die prys wat ons moes betaal het. En dan sê Petrus vir ons, nou wys hy ook vir ons hoe Christene moet lewe. Hy het vir ons gewys hoe Christene moet lei. Maar dan sê hy ook vir ons, hoe kan ons dit doen? Nie omdat ons sterk is nie. Nie omdat ons grand is nie. Maar omdat die God wat ons dien, ons deur dit sal kry. Jesus Christus het iets vir ons gedoen, wat ons nooit vir onsself kon gedoen het nie. En weet jy wat so mooi, want dit is seker die duidelikste beskrywing van daai plaasvervangende versoening. Ons kon dit nie doen nie. Ons kon nie genoeg offers gebring het nie. Ons kon nie genoeg reg gelewe het nie. Hy sê, maar Jesus het dit gedoen. En ek beloof julle vandag, geen profeet, geen engel, geen priester, geen mens, niemand sou dit kon doen nie, want niemand was sondeloos, soos die Seun van God nie. Niemand kon daai prys namens ons betaal het, buiten Jesus Christus nie. En dan sal ons sien, daai profesie van Jesus is vervul. Hy het gedoen wat die woord van God gesê het hy doen. En weet jy wat is vir my so mooi? Hy sê nie, dis vir die wêreld se sondes nie. Dis vir ons sondes. Ons sal ons partymal self so op 'n pedestal sit en probeer voorgee, maar ek doen nooit verkeerd nie. Die Here sê jy doen verkeerd, maar die ding wat jy moet onthou, is ek het dit vir jou vergewe. Ek het daai prys betaal. En jy besef, Petrus sluit homself in. Jy onthou vir Petrus, die een wat Jesus verloon het, maar ook die een wat gehuil het oor sy eie sondes. Hy het ervaring gehad, maar hy het ook vergifnis beleef. Hy was daai disipel wat hy was nogal 'n bedrywige disipel gewees. En hy het gesien wat is Jesus se genade wat hy vir ons betoon het om aan daai kruis te sterf. Hy het my sonde op daai kruis gedra en hy het jou sonde op daai kruis gedra. Moet dit nooit, maar nooit vergeet nie. Nie een van ons kan ooit by daai kruis gaan staan met hoogmoedigheid nie. Nie een van ons kan ooit daar gaan staan en sê, maar ek het dit verdien nie. Nie een van ons kan ooit daar staan en sê, Here, U moet nie. Nie een van ons kan ooit met hoogmoed by God kom nie, want dit wat hy vir ons gedoen het, moet ons nederig maak. Want ons almal is skuldiges voor God gewees. Toe Jesus aan die kruis hang, het hy nie bloot saam met ons gelei nie, hy het ons skuld gedra. Hy het ons oordeel gedra. En hy het die beker van God se toorn gedrink. Ek wens ons kan net begryp wat dit werklik vir ons beteken het, want dit is die hart van die evangelie wat ons verkondig. Dit is waar ons godsdiens gaan. Nie gimmicks nie, nie shows nie. Jesus Christus aan daai kruis. En weet jy, hy het 'n werklike menslike liggaam aangeneem. Daar was al baie leringe wat hulle sê, dit was nie 'n werklike liggaam nie, hy het nie werklik gelei nie. Hy het 'n liggaam soos ek en jy gehad. Hy het elke hou gevoel. Hy het al die pyn ervaar. Hy het elke ding gehoor, hy het gebloei en hy het gesterf en 3 dae later weer opgestaan. Petrus kan getuig van dit en hy het dit gesien. Hy het dit beleef, hy was daar, hy het hom aangeraak. So ons redding is nie 'n mite nie. Dis 'n historiese feit. Moenie laat iemand jou ooit iets anders vertel nie. Dit is histories 'n werklikheid. Nou die laaste ding om by mekaar te bring, sê hy, sodat ons vir die sonde kan sterwe en vir die geregtigheid kan lewe, wat beteken dat ons redding nooit net gegaan het oor die vergifnis van die verlede nie, maar ook dat ons 'n nuwe lewe moet begin lewe. Ons moet begin lewe soos mense wat besef wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Jy kan nie vir my sê ek dien die Here, maar ek kan dit nie in jou lewe sien nie, want jou hart moet verander, jou begeertes moet verander, jou hele lewe moet verander, want in Romeine 6 het hy gesê die ou mens is saam met Jesus gekruisig. Die nuwe mens kom daaruit. Sê dit vir ons gaan nie meer sondig nie. Nee. Maar hy sê vir jou sonde gaan nie meer jou meester wees nie. Sonde gaan nie meer hou vas op jou hê nie, want jy gaan daai ook vir die Here gee. Hy het ons verhouding met God genees. En dan wil ek ook vir julle sê, ek het baie getuienis hier binne van fisiese genesing. Ons dien die groot geneesheer. Maar weet julle wat seker die grootste wonderwerk is, dat 'n sondaar met God versoen kon word. As ons God se almag kan begin begryp, dan besef ons hoe kosbaar was dit eintlik geweest, dat ons is nietige mens. Ons wat in rebellie teenoor God gebore is, 'n verhouding het met 'n lewende God. Weet julle wat vir my so mooi is, dit sê ook vir ons hierso dat
Jesus is nie die lam wat geslag was nie, maar hy is ons herder ook. Hy lei sy skape, beskerm sy skape, voed sy skape, dra sy skape, en hy sê nie een van sy skape sal verlore gaan nie. Hy is die opsiener wat alles sien. Hy is nie afwesig nie. Hy ken elke skaap wat hier sit. Hy ken elke traan wat jy huil, maar niemand anders dit sien nie. Hy ken elke stryd waardeur jy gaan, hy ken elke versoeking, maar hy beloof jou ook dat hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy sal nooit deur 'n stryd gaan alleen nie, want die Here jou God is met jou. Ek wil vandag vir julle vra, as jy al ooit diep seer gemaak is, as jy al ooit vals beskuldig is, as jy al ooit onregverdig behandel is in hierdie lewe, wat ek seker is almal van ons kan getuig van dit. As jy dalk pyn ronddra, as jy dalk verwerping ronddra, sê Petrus nie vir ons, dit gaan nie seer maak nie. Hy sê nie, jy gaan daai emosies nie voel nie, maar hy sê, kyk na Christus, want hy verstaan. Hy weet waardeur jy gaan, hy het self gelei, want hy het daai pad eerste geloop. Jesus was ook uitgejou. Hy was ook verwerp. Sy eie familie het hom op 'n tyd verwerp. Hy was gevloek. Hy was geskel. Hy was as vals afgemaak. Dan het hy fisies vir ons gelei. En julle weet, dieselfde Vader wat Jesus Christus in sy hand gehou het, hou jou vandag in sy hand. Daai selfde Vader wat saam met Jesus Christus deur daai lyding was, is saam met jou vandag nog. Weet julle, ek dink so baie aan Genesis 50, vers 20, Josef se verhaal. Doen julle self 'n guns en gaan lees bietjie Josef se verhaal en vertel vir julle my hoe regverdig was hy behandel. Deur sy eie broers verkoop tot 'n slawerny nadat hulle hom eintlik wou vermoor het. Dan gaan werk hy bou homself op en dan word hy aangekla van iets wat hy nie gedoen het nie, want hy het uitgestaan vir die regte ding en hy word toegesluit in 'n tronk. Hy help mense in die tronk, hy sê asseblief moet my nie vergeet nie, hulle vergeet hom. En deur daai hele storie vra hulle vir Josef, maar hoekom? En hy sê, want my God het 'n groter plan. Maak nie saak waar ek sit nie. God het 'n plan vir my lewe, maar die kosbaarste gedeelte kry ons in Genesis 50 vers 20. Hy is met sy boeties versoen, hulle is bang vir hom, maar hy sê vir hulle, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Die Engelse vertaling sê dit eintlik so mooi. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Dit wat die vyand jou mee gaan aankla, sal die Here tot jou voordeel gebruik. Dit waardeur jy ly, sal die Here tot jou voordeel gebruik. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons almal hier kan vandag getuig hoe die Here al vir ons klip uit die pad uitgerol. Kom ons volg net Jesus se voorbeeld. Omdat ons sy genade ontvang het. Omdat ons Jesus se liefde in ons het, kom ons dra ons kruis. Want hy het eers die kruis gedra. Kom ons leef vir geregtigheid, omdat hy ons sondes gedra het. Kom ons volhard, omdat die goeie herder ons nooit alleen sal laat nie. As jy vandag dalk soos 'n verdwaalde skaap voel, as jy dalk van die Here af weggedwaal het, ons almal gaan deur ons stampe en stoot in die lewe. Luister na hierdie woorde van Petrus en onthou dit. Julle het teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ons het so 'n mooi liedjie wat ons sing ook. Die uitnodiging van die evangelie staan vandag nog. Ek gaan vir julle vra, kom na Christus toe. Vertrou op Christus, rus in Christus, volg Christus. Want die herder het sy lewe vir sy skape afgelê. Dit geld vandag nog. Ons moet net op God vertrou, ons sal nooit beskaam staan nie. Luister gou hoe mooi sê Deuteronomium dit vir ons, 28 vers 6 tot 7. As jy twyfel, as jy nou deur 'n stryd gaan, as jy dalk bietjie afgedwaal het van God af, as jy nie 'n uitkoms sien nie, as jy nie 'n toekoms sien nie, as jy die aanslag van die vyand vir jou te veel raak, onthou een ding, die vyand gaan jou ook nie aanval as daar niks was om aan te val nie. Hy gaan jou nie aankla as daar niks was om aan te kla nie. Hy gaan nie teen jou opstaan as daar niks was om teen op te staan nie. Maar Deuteronomium 28 vers 6. Luister mooi. Geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal jou maak dat jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan word.
Op een pad sal hulle teen jou uitreik en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Ons is immers die geseëndes van die Here, julle. Ons is God se kinders. Hy bewaar ons nie net nie, maar hy verstaan ons vyande ook. God is getrou, glo dit, want ons dien die lewende God. Ons dien die God bo alle gode. As jy vandag voel, jy moet weer hierdie belofte aflê, moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. As jy vandag voel, jy dalk bietjie verder weggedryf van jou saligmaker af, moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie, as jy God nog nooit jou saligmaker gemaak het nie. Moenie vir hierdie geleentheid laat verbygaan vandag nie. Ek is nie baie gepla oor mense wat opstaan en uittreë nie, maar as jy wil opstaan en uittreë, asseblief doen dit vandag. Die dag van môre is vir niemand van ons gewaarborg nie. Die middag vanmiddag is vir niemand gewaarborg nie. Ek sê op elke begrafnis wat ek doen, ons beplan vir die toekoms, maar hoeveel van ons beplan vir die toekoms na hierdie aardse bestaan? As jy vandag bereid is om op te staan, kan ek vir julle sê, onthou, Jesus was eerste bereid om op te staan vir jou. Ek wil julle vra, vergeet van die mense om jou. Vergeet van opinies. Vergeet van wat mense gaan dink, want ek vind dit so baie. Ek is so bang net om my hand op te steek, want wat gaan die mense dink? En ek gaan mooi praat, die mense se alies. Dis wat God dink. Vergeet van die mense om jou. Vergeet van jou familie. So ek gaan vir julle asseblief nou vra, elke persoon in hierdie gebou nou sy oë sal sluit. As jy voel jy het in die laaste ruk van jou lewe 'n bietjie weggedwaal van die Here af. As jy net weer wil bevestig, vra ek vir jou, steek op jou hand, en as jy die persoon is wat sit en kyk wie hulle hande opsteek, verwag ek jy steek ook asseblief jou hand op vandag. Ek gaan vir die Here vra dat hy by ons sal stil staan vandag, dat ons 'n vernuwe hart sal kry, 'n vernuwe gemoed sal kry, dat ons sal begin besef wie die God is wat ons dien. Dat ons sal besef as ons deur 'n stryd gaan, is daai God nog steeds met ons. Dat ons sal begin besef, Here, dat ek begin lewe soos wat U wil hê ek moet lewe, dat my lewe 'n toonbeeld sal wees van 'n kind van God, dat ek nie meer in die vlees sal optree nie. Here, vernuwe my hart. Here, vernuwe my siel. Here, herinner my vandag ek is 'n kind van 'n lewende God. Here, ek pleit vandag by U. Elke persoon wat sy hand opsteek, elke persoon wat nog te verlees om sy hart op te steek, dat hulle die vrymoedigheid sal hê om te sê, Here, kom staan by my stil vandag en begin by Roan Marie heel eerste. Here, kom vernuwe my hart, liewe Here, raak my aan die binnekant. God, laat ek sal begin besef wie U is. Dat ek sal begin lewe soos 'n kind van God en dat ek die vlees sal begin aflê. Die sondige persoon sal begin uitsterf, liewe Here, dat ek kan streef na heiligmaking want U is heilig. Die God wat ek dien is heilig en Here, U het 'n prys betaal wat ek nie verdien het nie. En Here, ek is dankbaar vir dit vandag. Here, ek wil bid vir elke hart in hierdie gemeente wat dalk al verhard het. Elke hart wat al bietjie verhard het oor die evangelie. Elke hart wat al bietjie verhard het as gevolg van die stampe en die stote van die lewe. Here, wil ek vra vir 'n sagte hart vandag. Here, maak hy hart weer sag en toeganklik vir U woord, vir U evangelie, liewe Here, dat ons sal begin lewe soos wat die woord sê ons moet lewe, nie net hoorders nie, maar daders. Here, U sê U sal ons vyande verstaan. Ek bid vandag dat ons elkeen wat hier sit vandag ons probleme oorgee aan U. Aan die groot regter wat nooit slaap nie, wat sal sien wat gesien moet word, maar Here wat ook sal vergeld wat vergeld moet word. As jy dalk vandag iemand in die Here se hande moet sit wat jou te nagekom het, iemand wat jy sukkel om te vergewe, sit dit in die Here se hande, gee dit vir God. God sê vir jou, ek sal dit vergeld. Ek slaap nie. Here, mag ons 'n rustigheid in ons siele begin beleef, dat ons besef wie die God is wat ons dien. Here, dat ons met 'n dankbaarheid en 'n nederigheid sal begin lewe as ons besef die versoenende prys wat U namens ons betaal het wat ons nie verdien het nie. Here, my gebed is dat ons na vandag hier sal uitloop en dat ons die groot gebod sal gaan doen wat U woord vir ons sê om te doen, om disippels te gaan maak vir U. Maar Here, dat dit eerste begin by ons. Dat ons nie die disippels is by woord nie, maar dat ons disippels is by daad. Here, ek dank U vandag dat U ons God is. Ek dank U vandag vir U liefde, vir U genade, vir U omgee. En ek dank U vandag dat ek weet ons is veilig in U hande. Here, ek bid dat ons verkoop hier gaan uitloop vandag. Vol van moed, vol van krag. Want die God bo alle gode het ons aangeraak vandag. Die God bo alle gode het in ons siel vandag kom vaslaan en gesê, jy's 'n kind, jy's waardevol, jy's geliefd en jy's veilig by my.
Here, mag ons daagliks uitreik na U toe en daagliks ons vertroue en ons geloof net in U plaas. Here, as die lewe ons 'n stamp of 'n stoot gee, as die vyand ons aankla, dat ons hulle sal herinner. Die God wat ons dien is groter as enige probleem en enige omstandigheid. Ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen. Amen en amen.